Okay, papa, toe jy nou as jong advokaat was jy ook toe aangestel om deel te wees van die Goldstone Commission in die vroeë 90's, die aanspoor van geweld wat besig was om aan te gaan in die vroeë 90's in daai tyd. En toe was jy gepaar met een van die VN se monitors wat gekom het om seker te maak dat alles above board is. Kan jy 'n bietjie vertel van jou ervaring met een van hierdie VN monitors wat saam met jou gegaan het op pad om ondersoek te doen met die geweld wat aangegaan het in daai tyd? Ja, dit was in 1992 as ek reg onthou. Toe was daar die Goldstone Kommissie. Nou die Goldstone Kommissie het geweld na albei kante toe ondersoek. Daar was sprake toe van 'n sogenaamde derde mag. Onthou, ons is toe besig om voor te berei vir ons eerste demokratiese verkiesing. So op daardie stadium was daar groot mededinging tussen die verskillende sogenaamde bevrydingsbewegings. Aan die een kant het jy gekrentelik die ANC wat plaaslik maar die UDF was, United Democratic Front, en dan het jy aan die ander kant gekry die Inkatha. Dit was meer Zulus, terwyl die ANC meer 'n Xhosa basis gehad het. En in daardie tyd het hulle mekaar uitgemoor. Dit was verskriklik geweest. En daar was eintlik altyd sprake ook dat daar van die regering se magte aan die kant van Inkatha opgestook het sodat hulle die ANC ondersteuners moet uitmoor en so aan. Dit was die beweringe. So ons het al hierdie goed ondersoek en ook misdade, soos byvoorbeeld jy sal onthou die kerkskietery daar in die Kaap en so aan. Dis als hierdie tipe van goed, of dit 'n politieke oogmerk het en of daar iemand agter dit sit, of is daar derde mag betrokke ensovoorts. Nou ja, so, maar nou was ek nou een van die ouens wat 'n spesifieke ding ondersoek het, saam met 'n polisieman. Ek onthou, dit is kolonel Heslinga. Ek sal dit nooit vergeet, die goeie ou, baie goed. Ek dink hy's nou nog in die polisie. En dan was daar en dan was daar natuurlik hierdie monitor van die Verenigde Nasies wat my nou oral moes gevolg het. By hierdie spesifieke projek wat ek daarmee besig was. By verskillende projekte het jy verskillende ouens gekry. Daar was 'n ander projek wat ek gedoen het, was daar byvoorbeeld weer 'n Franse ou gewees wat hoof was van die Franse polisie in Parys, baie interessante ou Jean-Pierre. En maar in hierdie spesifieke geval was daar 'n ou gewees, hy's 'n Oegandees, maar hy was 'n professor in die regte in Duitsland, Freiburg in Duitsland. En hy is deur die Verenigde Nasies aangestel om op 'n daglikse basis aan hulle terug te rapporteer waarmee ek besig is, waarmee ek op daai stadium besig was. Nou die ou, ons moet toe ons is besig op daardie stadium om APLA te ondersoek. Spesifiek APLA, onder andere, maar APLA en hulle verbintenis met sekere regeringsowerhede in die Transkei. En die ANC was nie langs dieselfde vuur as APLA nie. Hulle het eintlik as spies, as ek dit so kan sê, as vir ons opgetree en vir ons inligting gegee oor APLA. Ja, oor APLA. Informante. Hulle was informante gewees, ja. En die dag is ek in Port Elizabeth, want ons het daarvan af gewerk. En die middag kom hierdie man van die Verenigde Nasies met die naam van Kwame Frimpong. Hy kom nou in Port Elizabeth aan. Hy's net in Suid-Afrika se eerste dag. En die volgende oggend moet ek hom nou vat en dan sal ons nou by Aliwal Noord op 'n obskure plek wat hulle vir ons gegee het, want hulle is ook self baie bang. Dis nou die ANC ouetjies. Dan sal hulle nou vir ons inligting gee oor waar daar APLA soldate opgelei is
in die Transkei deur die Transkeiese regering. In ander woorde, hulle beweer dat die Transkeiese regering is aan Appla se kant. Onthou, die Transkei was nog onafhanklik daardie tyd, so 'n onafhanklike land. Dis wat hulle beweer het. Ek sê net is so nie, dis wat hulle beweer het. En ons moet hulle nou sien op 'n sekere tyd, dan sal hulle nou vir ons vat na die plek toe waar dit gebeur het. Dis net oor kan die grens. Die grens met die Transkei is naby Queenstown, daar sal hulle nou vir ons dit gaan wys. Ons is die oggend ontmoet ek, of die middag voor die tyd ontmoet ek nou vir Kwame Frimpong, en die eerste ding wat hy my vertel is dat hy is vernoem na die eerste president van nie Uganda, Ghana, het ek gesê Uganda, dan is ek verkeerd, Ghana, van die eerste president van Ghana, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah is sy groot held, en hy vertel vir my, hy is nou na Kwame Nkrumah vernoem, sy naam is Kwame Frimpong. Baie trots daarop. In elk geval, hy slaap toe die aand, ek sê vir hom, goed, môreoggend, 5:30 moet ons ry, dat ons by Aliwal Noord is in tyd, want as daai ouetjies enigstens sien dat ons nie betyds is nie, of so iets, dan kry hulle snif en hulle is verskriklik senuweeagtig. Dan hardloop hulle, dan gaan ons hulle nie kry nie, so jy moet sorg dat ons betyds daar is. Nee, sê Kwame, hy sal reg wees, hy's oorgehaal, paraat. So los ek hom by sy hotel, volgende oggend 5:30 is ek daar om hom op te tel. Kwame is nie daar nie, hy's nie in die foyer waar hy moet wees nie, ek laat hulle hom bel, en hulle bel hom na sy kamer toe, sê hy het 'n verskriklike probleem, sy maag werk en so, en ek sê, maar moet jy sonder jou gaan? Nee, hy is nou daar. Wag nog 'n halfuur vir hom, nou is dit al 6:00, nou begin ek bekommerd raak, want my tydsberekening gaan nou nie lekker wees nie. Maar gelukkig, daai tyd ook regte Goldstone het daarop aangedring dat ons, as ek dit so kan stel, anonieme karre moet ry. Jy moet nie jou eie kar ry nie, want dan kan hulle jou opspoor met jou nommer wie jy is. So die staatsgarage het vir ons karre gegee, 'n lekker karre met normale nommers en so, en ek het toevallig 'n Mercedes E260 gekry, so 'n lekker 6-silinder Mercedesie. Dis 'n lekker kar gewees. In elk geval, nou uiteindelik kom ek kwam uit en ons is in die kar, en nou is dit vroegoggend, nou ry ek by hy Mercedes, heel pad ry ek hier so 170, 180, en nou sit ek kwam my al laer in die sitplek. Nou ek het net nie verwag nie, want hy kom van Duitsland af, daar's autobane, hulle ry vinnig daar. Maar ek dink hy's nog gewoond aan Ghana, hy ry nie vinnig nie. Na rukkie sê hy vir my, nou loer hy so na die speedometer se kant toe, sê hy vir my, no, tell me Johan, do you have speed limits in this country? 'n Baie ordentlike ou, vreeslike goed opgevoede ou, hy wil nou nie vir my sê jy ry te vinnig en jy maak my bang nie. Hy's subtiel, né? Do you have speed limits in this country? Ek sê vir hom, Kwame, if you kept me waiting for half an hour, there are no speed limits in this country for me. Hy dink so, hy sê, okay. Nou sit hy weer. Maar nou kom ons, daar teen Koekhuis het ek amper daai Mercedes se tank amper leeg gery, want ek ry nou heelpad 'n hengse spoed. Kwame is, nou die kos wat hy geëet het plus die spoed het nou nie goed op sy maag ingewerk nie. Nou sê hy vir my, hy kan nie meer nie, hy moet nou by 'n toilet kom. Nou sê ek, nee, is reg, ek gaan sommer petrol ingooi, ek stop daar, maar dit is vroegoggend, dit is Augustus, dit is koud. Nou sit die petroljoggies sit daar rondom 'n konka, nou hulle is kosas, hulle sit daar om 'n konka met hulle hande na die vuur toe. En nou stop ek daar, nou klim hy uit, Kwame. Nou, Kwame is natuurlik swart, en dan het hy sulke dik brille, soos Mike Skutte gesê het, my moet goeie oë hê om deur daai brille te kan sien. Ek het dik brille, en dan agter die brille is sulke sielvolle oë. Dierbare ou, nou klim hy uit, rek hy hom uit, hy's nou die eerste keer in Suid-Afrika se platteland, nou sit die perde daar om die vuur, nou stap hy daar na hulle toe. Good morning, my brothers. Nou praat hulle terug Khoza met hom. Molo boetie kunjan. Nou kyk hy hulle met daai sielvolle oë lank aan, hy antwoord nou nie. Hy so jou stom geslaan deur hierdie taal wat hulle praat. Nou sê hy, my brothers, unfortunately, I cannot speak your language. Nou hoor ek, nou praat hierdie perde onder mekaar in Khoza. Nou sê hulle, maar dan's hierdie ding
Hy's mos 'n Inkatha. Hy's dan nie meer op Hy's 'n aarde nie. Inkatha. Hy kan nie ons taal praat nie, hy's 'n Inkatha, hy moet dood. Nou sien ek hier kom 'n internasionale insident. Nou sê ek vir hierdie perde, nee, hang on. Hierdie boetie kom van die United Nations af. En daar in die United States of America. Ho. Jo. Nou sal hy beïndruk. Ek sê ja, en die boetie het 'n probleem. Hy moet nou dringend by 'n toilet uitkom. Hulle sê nee, dis reg. Hulle sal hom vat. Hulle vat hom daar weg. Daar na gat lavatory toe daar, so 'n sink gat lavatory daar agter. En toe hulle so met hom wegstap, intussen gooi ek nou petrol in, sê die petroljoggie vir my toe terug en 'n meneer, as jy wil toilet toe gaan, hier is die toilet se sleutel, hoor. So hulle het nog by hulle is daar geen kwessie van wie gebruik watter toilet nie. Hier is die arme ou daar in daai gat lavatory in. Maar nou is ek later petrol ingegooi, alles is reg. Kwame kom nie uit nie. Kom glad nie uit nie. Kan hom nêrens hy Laat gaan klop ek daar aan die toilet se deur want ek dog miskien het hy daar ingeval. Mens weet mos nou nie wat ek weet nie hoe lyk hy gat lavatory daar nie. Hey, kwam hy daar van binne af. Hey, this was now interesting. Ek sê wat het nou gebeur? Nee, toe is hy besig om die toiletpapier te lees daar binne. Toe raak hy verdiep in die lavatory papier. En ek wonder hoe oud hy goed is. Dit is nou koerantpapier wat hy sê agter moet afvee. Nou lees hy die verdomde goed. Deur daai dik brille en natuurlik nou dis in stukke geskeur. So nou moet hy die eerste een by die ander ene aanpas om sy storie. Nou sê hy vir my dit was nou vir hom so interessant. Hy het nou so lekker gelees. Ek sê nee man, maar jy kan mos nou nie dit doen nie. Kom ons nou gaan. So nou gaan ons weer. Nou ry ons. Nou toe ons by Kraddock kom, toe sê hy nee, nou moet hy weer. Nou Kraddock is omtrent seker so 80 kilos van Koekhuis af, skat ek, as ek nou moet sê. So 80, is oor die 80, is nie baie ver nie. Want dis wat my nou bekommer, want nou wil die man alweer gaan. Nou ek het geen rede om te stop nie. Dis nou 'n lang pad nou. Ek ry nou, ja, ek ry nou al vir ompad alhoewel toe. Nou sê hy sê nee, nou moet hy weer gaan. Ag, heerlikheid tog. Nou moet ek seker maak ek stop net by 'n plek waar daar nie lavatory papier is wat hy kan aan die lees verdiep, waarin hy verdiep kan raak nie. Nou vat ek hom daar's gelukkig so 'n garage en ek vat hom daar en hy gaan toe nou daar en toe nou klaar sê ek van nee, hier's hy kwam nie, ons kan nie so aangaan nie want ja, hy hou net 80 kg, dan moet ons weer stop. Ja. En ek sê nee, ons moet nou intussen het dit nou die winkels begin oopmaak en daar's 'n apteek wat ek nou net oopgemaak het. En ek stop by die apteek, ek sê vir hom ons gaan vir jou nou iets kry om jou maag te stop. Ek dink aan Imodium, want dis wat ons altyd gebruik het as ons gehardloop het. En ek stap daar in en hy natuurlik weer eens, hy is op sy tyd, hy stap en nou kyk hy eers al die geboue en hy staan nou eers lank en dink en intussen is ek in by die apteek en ek kry 'n bruin meisietjie wat agter die toonbank werk en ek sê vir haar, luister man, ek het 'n man hier vir maag wat werk, kan jy nie vir my iets gee nie, iets soos Imodium of iets wat ek net vir hom kan gee nie. Maar voor sy my kan antwoord, kom hy daar ingestap. Nou sien hy die bruin donker meisietjie daar. Good morning my sister. Nou en dan kyk hy met daai dik brille en sielvolle oë vir haar aan. En die klein meisietjie voel nie eintlik nou heeltemal die familiebande tussen hulle nie. En sy ignoreer hom stryd. Nou wil hy vir haar verduidelik hoe belangrike persoon hy eintlik is. Nou sê hy vir you know who I am? Sy ignoreer hom nog steeds, sy antwoord lees nie. In elk geval, sy praat nie Engels nie, want in Kraddock praat sy mense nie Engels nie, praat Afrikaans. You know who I am? Sy ignoreer hom heeltemal. Hy sê na rukkie, do you know Kwame Nkrumah? Sy kyk so vir my, sy sê, meneer, sê vir daai man, as hy daai goed soek, moet hy daar by die dispensary gaan vra. Ek mag net verkoop wat ek hier op die counter het. Ek ken nie daai goed nie. Het sy gedink dis 'n medisyne, ja. Want die man se maag werk mos nou en hy moet nou iets kry en hy wil weet of sy Kwame Nkrumah ken, dit moet seker een of ander medisyne wees. Wat sy ken dit nie. Hy moet by die dispensary gaan vra, dit klink die klas van ding wat net die apteker self mag uitdeel. Of op 'n voorskrif moet kry of iets, jy weet.
Ja, ek verduidelik toe vir hom, ek het my vrek gelag en ek verduidelik toe vir hom toe ons nou ry wat gebeur het, maar dit het hom nie hy was nie geamuseerd daardeur nie en toe my waarheid sê is nie hy kon nie agterkom wat nou eintlik so snaaks is daarin ja. Oh, okay. Ja, okay ja.